Wie is hierdie man? Wel, wat ons weet is, hy was deur die staat tereggestel. Ons weet hy was verraai deur sy eie volgelinge. Die ikoon wat sy dood verteenwoordig, is te vind op geboue reg oor die wêreld en mense kry selfs tatoeëermerke daarvan op hulle liggame. Of hulle hang dit om hulle nekke aan fyn kettingkies. Daar word gesing oor hom in elke taal in die wêreld. Tog is sy lering verban in sekere lande. Geskiedenis is letterlik in twee verdeel as gevolg van hom voor Christus en na Christus. Daar was na hom verwys as die hawelose leermeester. Tog vandag is daar meer as 2 biljoen mense wat aanspraak maak op hom. Miskien volg jy hom nie. Miskien glo jy selfs nie in hom nie. Dalk 'n bietjie skepties dat hy regtig gelewe het. Hoe dit ook al sy, die impak wat die lewe van Jesus van Nasaret gemaak het, is ongetwyfeld onontduikbaar. Goeienaand en welkom so van my kant af. Dit is so lekker om elkeen van julle so te sien. Ek hoop julle is reg om saam met my 'n ongelooflike reeks af te skop. Ek dink hierdie is 'n reeks wat ons maar as 'n span regtig baie naby aan die hart hou. Ons hou hom so naby aan die hart dat dit actually 'n reeks is wat ons al gedoen het baie lank terug. En die rede hoekom ons om revisit het en rework het, ons het net so 'n bietjie verandering gemaak. Daar's 'n klein plakker links bo wat sê steeds. Ek weet nie of dit noodwendig altyd verander nie. Ek dink baie keer once a skeptic always a skeptic. Ek weet nie of dit noodwendig die waarheid is wat ons vanaand gaan sê nie, maar hierdie reeks gaan ons begin mee, steeds skepties. En eintlik die hart van die reeks toe ons hom gedoen het en hoekom ons besluit het om hom weer te doen is daar gebeur sekere goed in ons lewe. Daar gebeur sekere goeters in ons harte wat veroorsaak dat ons baie keer vra, dat ons skepties is. Ek wil dit gou seker maak of die span sal check of alles agter reg is. Maar in elk geval, daar's goed wat in ons harte gebeur wat ons baie skepties maak, wat ons laat vra oor hoekom op aarde sal iets in ons lewe gebeur. Hoekom op aarde sal ons sekere goed toelaat en goed sê en iets beleef. En wat ons graag wil doen in hierdie reeks is, ons wil eintlik maar na 'n paar vrae kyk. Ek dink as gelowiges het ons baie keer die gewoonte raak aangeleer, moenie 'n vraag vra nie. As iemand 'n moeilike vraag vra, sê net altyd die antwoord is Jesus. Dit is die kinderkerk antwoord en glo vir my, jy sal by ons kinderkerk ten minste 1 visser kry vir daai antwoord. Want dit is 'n great antwoord om te hê, maar ek dink prakties, wanneer 'n groot mens lewe gebeur en seker goed plaasvind, is dit baie moeilik om te sê maar hoekom Jesus? Hoekom kan ons sê hy is dalk die antwoord? So ons gaan aangaan met 'n reeks, ons gaan praat oor goed waar mense regtig skepties is. Miskien sit jy hierso en ons gaan een van die belangrikste vrae wat daar is, gaan ons beantwoord, maar jy mag dalk die vraag vra, wie presies is Jesus? Het Jesus regtig bestaan of is dit net 'n karakter wat ons baie keer volg om ons morele kampus te lei? Is daar iets soos wonderwerke wat presies het gebeur met die skepping en hoekom is daar 'n groot debat tussen wetenskap en wat ons dalk mag raak lees in die Bybel en is daar verskil? Is die Bybel dalk betroubaar? So ons is opgewonde, ons sien regtig uit na hierdie reeks en ons is opgewonde om te sien waartoe hierdie gaan. So, ek wil eintlik net begin deur 'n vraag te vra en dalk gaan hierdie vraag net na 'n plek toe lei waar ons by die plek waar uitkom waar ons wil wees vanaand. So die eerste vraag is jy dalk skepties oor iets? Ek dink dis hoekom ek gevra het of ons reg is, want hierdie TV lyk vir my af. Is dit net ek? Hy lyk vir my af en ek dink hy is af. So ek gaan laat die tegniese span aangaan. Maar hier is 'n vraag. Is jy skepties oor hierdie TV? Ek is. Is jy dalk skepties oor 'n paar goed in jou lewe? Miskien mag jy dalk hierso wees vanaand en jy is skepties wanneer jou ma vir jou sê ek is om die draai. Niemand hier nie? Ek weet van ten minste 1 of 2 ma's saam met wie ons werk wat altyd vir hulle kinders sê ek is om die draai en dan sê ek soos daai is nie waar nie. Dit is 'n groot draai van hier af tot by Transvaal, ja. Gee ek dalk 'n bietjie weg. Hier is 'n groot draai van hier af waar ook al jy mag gaan. Jy is nie om die draai nie. Miskien het iemand dalk al vir jou gesê, hou my bier vas en check hierdie move. Dan jy dadelik skepties en jy soos nee wag. Kom ons byt net so klein bietjie vas. En dan die klassiek, dalk iets gebeur het in die verhouding, net nog een kans.
En dadelik is jy, ek is bietjie skepties oor hierdie. Ek weet nie of hierdie een kans, die kans is wat ek jou moet gee nie. Maar waaroor presies mag jy dalk skepties wees? En iets wat my baie skepties maak is wanneer 'n mens kyk wat die prys is van sekere goed in die wêreld is. Ek het so 'n klein bietjie navorsing gaan doen en so 'n klein bietjie gaan kyk na wat presies is die goed waar mense skepties kan wees en waaroor mense sekere prysklasse sit rondom sekere items. En ek het 'n boodskap gevolg van 'n ou met die naam Louis Giglio waar hy praat oor 'n kunststuk wat miljoene weer eens 'n kunststuk miljoene dollars werd is. Nou as jy vir my vra of iets miljoene dollars werd moet wees, dadelik sal ek 'n vraagteken, hoekom kan 'n kunststuk iets wat jy in jou huis hang soveel werd wees? Nou, ek wil ons graag vat na 'n gedeelte toe. Ek wil vir julle 'n kunststuk wys wat ontdek was by 'n veiling en hierdie kunststuk was ontdek deur 'n paar mense en hierdie kunststuk het toe gegaan en hulle het toe gegaan en eintlik maar 'n bietjie navorsing gaan doen, hierdie kunststuk gevat na 'n museum toe in Parys en hulle het so klein bietjie navorsing gaan doen, hulle het hom so 'n bietjie herstelwerk aan hom gedoen. En daar was in hierdie ontstaantyd wat hierdie ding geverf was, het hulle begin agterkom, hierdie kan dalk 'n kunstenaar wees wat ongelooflik baie waarde toevoeg. Dat as 'n mens mooi kyk na die tekens, as 'n mens mooi kyk na die manier hoe die ding geverf is en in die tyd waarin dit moontlik was, is hierdie 'n baie rare kunststuk. En hy was op veiling gekoop vir so $12,000 wat klaar vir my skokkend is, wat ek definitief nie sal betaal vir 'n kunststuk nie, maar hy was betaal en soos hulle agtergekom het en navorsing gedoen het en so klein bietjie, hoe kan ek sê, tegnologie gebruik het om agter te kom dat hierdie moontlik 'n Leonardo da Vinci kunststuk is. Nou dit maak dalk nie baie vir jou beteken nie, want miskien sit jy hier vanaand en jy het al gehoor van die Da Vinci Code, is 'n movie. Jy het dalk al gehoor van Avicii, maar jy het nog nooit dalk gehoor van Leonardo da Vinci nie. Maar kom ek sê vir jou, Leonardo da Vinci, enige kunststuk van hom, wat heel moontlik 15 net is in die wêreld, het die moontlikheid dat dit die duurste ding is wat jy ooit in jou lewe sal kan besit. En hoekom ek dit sê is toe hulle agterkom dat dit 'n Leonardo da Vinci is en hulle verkoop hom op 'n veiling in 2017, toe het hulle hom verkoop vir $450 miljoen. Aan 'n ou in Saudi-Arabië en dit hang op sy yacht. En toe hulle navorsing doen rondom hierdie kunststuk, vra hulle maar wat moontlik is hierdie kunststuk en hierdie kunststuk se naam is Salvator Mundi en dit was in die koerante oral gewees. Salvator Mundi verkoop vir $450 miljoen en wat vir my mooi is almal praat van hierdie kunststuk, maar baie min mense praat van wie in die kunststuk is. Salvator Mundi. Nou ons gaan so 'n klein bietjie uitkom oor wat Salvator Mundi kan beteken, maar hier's iets wat ek wil hê jy moet besef en wat opvallend is ons kan so vinnig vasgevang wees in 'n prentjie dat ons baie keer vergeet wat die regte waarde van iets dalk mag wees. So die vraag eintlik rondom wanneer mens kyk na hierdie en 'n mens kom agter dat hierdie kunststuk is 'n historiese figuur, vir baie mense dalk 'n morele figuur, vir ander mense dalk 'n profeet. Party mense spekuleer en sê dit kan dalk God self wees, maar wie hierdie is Jesus. En ons gaan vanaand eenvoudig die vraag vra en ons skop hierdie reeks af skepties en ek dink nie daar is 'n vraag groter as hierdie vraag nie. Is wie is Jesus? Jy mag dalk hier sit en sê Jonathan, ek is hier en ek kom al vir 'n rukkie kerk toe. Ek het al baie gehoor van Jesus. Hoekom sal ons nou stil staan vanaand rondom hierdie vraag en hoekom sal ons hierdie reeks afskop met hierdie vraag? Kon ons nie begin met die skepping nie? Ek meen die begin is nogal so 'n belangrike een. En ek stem 100% saam met jou, maar kom ek sê vir jou, as ons hierdie vraag kan antwoord oor wie is Jesus, sê ek vir jou, ons kan enige vraag antwoord. Daar is nie 'n ding rondom wat ons kan stil staan wat ons nie die antwoord op gaan kry nie. En die rede hoekom ons met hierdie kan afskop en met soveel oortuiging vanaand kan gesels en bietjie stoei oor hierdie vraag is, glo vir my, ek het een van die hardste weke in my lewe gehad. Goed wat verskriklik plaasgevind het. Waar mense self die vraag vra, maar wie is hierdie Jesus? Waar mense langs 'n graf staan.
langs 'n 2-jarige kind. En ouers vra hierdie vraag. Langs iemand se bed staan wat gehoor het, hulle is gediagnoseer met 'n dodelike siekte, kanker. En hulle vra hierdie vraag, maar wie is Jesus? En kom ek sê vir jou, as ons hierdie vraag kan antwoord, as ons die regte antwoord kan kry, verander hierdie alles. Hierdie verander jou as 'n mens, hierdie verander jou hoop, hierdie verander jou toekoms. Hierdie kan letterlik die ding wees waarop ek en jy vanaand huis toe kan gaan en ons kop met vrede kan neerlê en sê, wow. Jesus is special. So, wat ons gaan doen is, ons gaan afskop met hierdie vraag, en hierdie is nie 'n vraag wat dalk net ek en jy vra nie, hierdie is 'n vraag wat baie al gevra was. Jesus homself vra eintlik vir sy disippels. Ons lees dit in die volgende gedeelte. Hy sê toe die volgende in Matteus 13 vers 13. Toe Jesus in die omgewing van die Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels, wie dink die mense is ek? Jesus vra hierdie vraag. Hy sê, daar's baie spekulasies en ons weet hierdie is 'n belangrike vraag. Hierdie verander alles. Hierdie verander of skepping moontlik is, hierdie verander hoe ek en jy leef, hierdie verander die toekoms waarna ek en jy sien. Wie dink die mense is ek, die seun van die mens? So die vraag, wie sê die mense is Jesus? So daar's 'n klomp verskillende opinies. Ons 'n klomp opinies van wat mense sê Jesus dalk mag wees. Daar's van die mense wat se opinie was, Jesus was nie regtig eers 'n persoon nie. En die rede hoekom mense dit dalk sê is omdat hulle dalk baie ongelig is, maar hierdie is nie regtig 'n statistiek in Suid-Afrika wat sal fly nie, maar hierdie is aanvaarbaar oor die wêreld dat mense nie eers werklik weet of Jesus 'n regte persoon was of nie. In Suid-Afrika is die statistieke baie eenvoudig. 84.5% van die bevolking is Christene. So dit beteken meer as 8 uit elke 10 van mense wat jy sal teekom, hierdie is 'n onlangse studie, sal mense 'n verbintenis trek met die naam Jesus. So of hulle regtig glo dit was 'n werklike persoon of nie, en dit klink vreemd om dit te sê, maar baie mense assosieer met hierdie naam. Baie mense sal sê hulle volg hierdie beginsels en glo in hierdie. Maar kom ek sê vir jou, volgens navorsing, en ek wil so ver gaan om te sê, ons het nie net gegaan en navorsing gedoen oor wat die Bybel sê nie. Ek dink baie keer kan ons vasgevang wees as gelowiges om te sê, maar wat in die Bybel staan, ja, 100% die waarheid, maar wat maak die Bybel geloofwaardig en hoe kan ons weet dat ons hele lewe kan bou op geloof in hierdie persoon? Wel, eerstens moet ons weet dat hierdie persoon bestaan het, en ons weet hierdie persoon het bestaan, want historikuste regdeur het goed geskryf wat vir ons oor en oor bevestig. So hierdie is nie net 'n plek waar ons nou sê, hierdie is die mooi Bybelse antwoord nie, hierdie is 'n geskiedkundige, historiese, akkurate antwoord, en ons sien dit in 'n gedeelte waar 'n ou bekende weer eens, ek wil probeer dit uitsê, Tacitus. Nou, dis my beste bet. So hierdie ou was eintlik 'n geskiedkundige, nie noodwendig iemand wat val onder die Joodse kultuur nie, iemand wat 'n Romeinse skrywer was, en mense het sy werk gevat en dit word in boeke geskryf. Dis as gevolg van 'n skrywer soos hy wat mense sal oor en oor gaan en bevestig dat goed gebeur het in 'n jaar wat ook al 100 of 200 of jaar 300 na Christus. En hy skryf die volgende, hy sê Christus, the founder of the name, had undergone the death penalty in the reign of Tiberius by sentence of Pontius Pilatus. So hy erken hierso in sy teksgedeelte en sê hierdie het plaasgevind, maar hierdie is nie die enigste persoon nie. Daar's 'n Joodse persoon wat toe gaan verder skryf het, weer eens sy geloof is nie gevestig in Jesus noodwendig nie, maar hy erken self en skryf die volgende, the brother of Jesus who was called Christ, whose name was James. En hierdie weer eens, Josephus word baie keer gebruik as 'n baie akkurate geskiedkundige persoon wat goed geskryf het, wat nie noodwendig Christus gevolg het nie, maar die vrymoedigheid gehad het om te skryf oor wat werklik gebeur het, en hoe ons hierdie kan laat ooreenstem met die Bybel is wat Paulus skryf in Galasiërs. Hy sê, eers 3 jaar later is ek Jerusalem toe om Petrus te ontmoet. Ek het 2 weke by hom gebly, maar van die ander apostels het ek niemand gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. So, ek dink nie noodwendig die debat is, het Jesus bestaan nie. Ek dink baie keer kan ons baie vinnig vasgevang raak in die debat om te sê, maar het Jesus bestaan? Ek dink nie dit is die debat nie. Die debat is nie of Jesus bestaan het nie. Die debat is eerder wie presies was hy.
Die debat is, het hy bestaan nie? Die debat gaan oor, maar wie presies was hierdie persoon? So, 'n ander opinie, as 'n mens nou verder kan gaan, is, van die mense se opinie was dat Jesus was eintlik maar net 'n morele figuur gewees. Baie mense het gesê, hy's eintlik maar net 'n ou wat jy moet volg, wat vir baie keer vir mense sal sê wat die reëls is. Hy sal vir jou duidelikheid gee oor hoe om reg te lewe. Ons sien dit baie keer as jy nou kerk toe gaan, is gewoonlik sal iemand vir jou sê, nee, maar dis wat die skrif sê, hierdie is reg en hierdie is verkeerd. En mense sal baie keer daai opinie vat en leef volgens daai persoon se woorde. Baie mense het gedink hy's 'n uitstekende kommunikeerder en die manier hoe hy mense onderrig gegee het was ongelooflik. Hy is 'n ongelooflike morele figuur om te volg. En hierdie was nie net die opinie van mense wat klein is nie. Ek dink as 'n mens baie moderne mense moet vat om te kyk wat sê hulle, sou ons geskok wees dat baie mense het nie eintlik 'n probleem met wie Jesus was en dat hy bestaan het nie. Ek dink dis as gevolg van wat kerk gedoen het dalk, hoekom mense dalk seer mag hê en dalk nie glo nie. Ek weet een karakter wat jy dalk baie bekend mag wees, is die volgende. Mahatma Gandhi sê, one of the great teachers of mankind. Iemand wat ons in ons geskiedenis nie twyfel het of hy 'n goeie mens was of nie. Gandhi self sê, Jesus was seker een van die beste morele figure wat daar was. Iemand wat ook bietjie meer bekend is, Albert Einstein, waar wetenskap ook so klein bietjie ooreenstem met geloof, is hy sê, I'm a Jew, but I'm enthralled by the luminous figure of the Nazarene. No one can read the Gospels without feeling the actual presence of Jesus. En dit moet seker maar 'n ouer mensding wees. Mense in die 1800s wat nog glo in iemand soos Jesus, mense wat nog aan daai kan vashou, maar iemand onlangs het iets gesê wat vir my nogals uniek was. Elon Musk sê, I mean, let's just say that I agree with the principles that Jesus advocated. And there's a great wisdom in the teachings of Jesus, and I can agree with those teachings. I mean, een van die wysste mense wat jy seker nou maar sal kan kry. Wys is 'n relatiewe term, kom sê slimste. Een van die slimste mense wat jy sal teekom. Glo my nie enigstens 'n tekort aan geld nie. En dit is sy woorde. As dit wie Jesus was en dit wat hy gedoen het, was ongelooflik. Maar as jy so klein bietjie navorsing doen, sal jy besef dat 'n morele figuur is nie 'n great beskrywing van wie hy was noodwendig nie. Dis 'n goeie begin dink ek. Maar Jesus het baie meer as dit gedoen. Jesus het dit reg gekry om wonderwerke te verrig en daarom sou baie mense na Jesus gekyk het en gedink het, "Joh, maar ek dink nie net dalk hy was 'n goeie morele figuur gewees nie. Hy was dalk ietsie bietjie meer as dit. Ons lees dit in die volgende gedeelte. Sekere mense sê dat hy 'n profeet was en ons lees in Matteus. Hy sê wel antwoord hulle en dis op grond van die vraag wat Jesus gevra het, wie sê die mense is ek? Party sê Jesus Johannes die Doper, ander weer Elia, nog ander Jeremia of een van die ander profete. Is mense het die wonderwerke gesien, die manier hoe hy beweeg het, die manier hoe hy gepraat het, hy het voorspellings gemaak wat waar gekom het, tot vandag toe, die goed wat Jesus gesê het, sien ons uitspeel in ons daaglikse lewens, en 'n mens kan nie anders as om te dink dat 'n morele figuur baie kort skiet aan wat hy eintlik was. Dat 'n profeet dalk 'n beter beskrywing is, maar nie noodwendig die goeie of die beste beskrywing wat by hom pas nie. Is baie mense het gesien dat dit wat hy doen en dit wat hy regkry, baie groter is as net 'n goeie morele figuur. Dat hy dalk 'n tipe van 'n profeetrol vertolk het, maar ek dink hierdie is ook nie noodwendig die beste beskrywing wat 'n mens kan gee vir Jesus nie. Want as 'n mens dink aan 'n profeet, ek weet nie of jy al opgelet het nie, maar dit is baie moeilik om te praat oor profete 2000 jaar en dat mense hulle geloof rig op een sekere profeet. Niemand erken en sê ek is 'n ek wil probeer nou sê Christen, 'n Petrusin nie, of 'n Johannesin nie. Niemand het hulle geloof gebou op een van die profete nie. Niemand het kerke begin en gesê ons doen dit in die naam van 'n profeet nie. Want ek dink Jesus homself het besef dat hy baie meer is as net 'n profeet. En sy disippels, ek glo vir my in die begin toe hulle hom gevolg het nie noodwendig die kennis gehad dat hy meer as 'n profeet was nie. So baie keer wanneer ek nou rondom hierdie vrae sit, was hy nou, baie mense sê, was he good, was he bad, or was he God?
Ek vra myself ook baie keer in moeilike omstandighede wanneer mense praat, was Jesus net 'n regte persoon, was hy net 'n morele figuur, was hy profeet gewees? En ek sal daarvan hou om te hoor wat Jesus self sê. So wat presies sê Jesus self van hom? En ons lees dit in Johannes. Hy sê ek gee die ewige lewe. Jesus sê hierso, daar's iets wat hy kan gee wat 'n profeet nie kan gee nie. Daar's iets wat hy kan gee wat 'n morele figuur nie kan gee nie. Daar's iets wat hy kan gee wat net 'n God kan gee. En dis ewige lewe. Hy sê ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand kan ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit sy hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Jesus erken hier aan sy disippels en sê maar, ek hoop julle besef dat ek nie net 'n morele figuur is nie, ek en die Vader is een. En hierdie vraag rondom wie is Jesus, is 'n belangrike vraag wat ons kan stil staan en besef dat hy die een is, wat die een is met die Vader, verander dit alles. So erg dat die Jode het weer klippe opgetel om hom te stenig want hulle het gesien as godslasterlik. Jesus het hulle geantwoord, baie goeie dade van die Vader het ek aan julle gewys, oor watter een van hierdie dade wil julle my stenig. So hier is die opinies vanaand. Is as ek die vraag vir jou vra, as jy jouself die vraag moet vra oor wie is Jesus en weer eens, ek sê dit hier voor jou, want miskien is dit dalk nie 'n vraag wat jy of vir jouself gevra het nie, dis net iets wat jy aanvaar het. Maar vanaand gee ek die vraag vir jou en ek dink dit is 'n belangrike ding om te kyk na die opinies. Was Jesus 'n regte persoon? Ek dink nie noodwendig dis 'n slim ding om oor te stry nie. Jesus het geleef, hy het bestaan. Was hy 'n morele figuur geweest? Ek dink dit is 'n moeilike ding om net stil te staan by daai as 'n mens dink aan 'n geloof wat gebou is op 'n persoon. Was hy net 'n profeet geweest? Ek twyfel baie sterk want hy homself erken en sê maar hy is die een wat ewige lewe gee. So hier is die eintlike ding wat ek jou wil vra. En hier is hoekom hierdie ding so belangrik is. Is wie sê jy is Jesus? Wie sê jy is hy? En hoekom hierdie so ongelooflik belangrik is dit gee nie noodwendig vir ons 'n antwoord oor hoekom sekere goed in ons lewe gebeur nie, maar dit gee vir ons hoop oor hoekom sekere goed gebeur dan. Ons het nie noodwendig 'n antwoord vir die moeilike goed wat in ons lewe gebeur nie. Ons het nie 'n antwoord op 'n graf wat langs 'n mens staan nie. Ons het nie dalk 'n antwoord op 'n siekte wat 'n mens mee gediagnoseer mee is nie. Ons het nie dalk 'n antwoord oor hoekom dit sleg mag gaan met jou nie. Ons het nie 'n antwoord op daai nie, maar waarop ons wel die antwoord het, is om stil te staan by hierdie vraag. Is wie sê jy is Jesus? Nou, ek wil ons weer eens terugvat na die disippels. Die disippels toe hulle Jesus gevolg het, nie noodwendig besef dat hy die seun van God is nie. Die disippels toe hulle Jesus begin volg het, mag dalk van die opinie gewees het dat hy 'n goeie rabbi is, 'n leermeester, 'n morele figuur. En soos hulle begin aangaan het en sien hoe hierdie ou aan mense raak en hulle word gesond, hoe hy seker goed vir hulle sê en dit verander hulle hele lewe, mag van hulle begin die opinie kry, maar hierdie ou is 'n big deal. Hierdie ou mag dalk 'n profeet wees. Iemand wat werklik weer vir die eerste keer in 'n lang tyd praat namens God. En Jesus vra hulle hierdie vraag om so klein bietjie iets te skuif binne my en jou. En ek wonder baie keer, wanneer Jesus 'n vraag vra vir sy disippels, is dit 'n vraag wat ons self ook moet antwoord. En vanaand is dalk nie iets niets vir jou nie, maar vanaand is dalk net 'n herinnering aan 'n vraag wat ek en jy konstant voor ons oë moet hou. Is wie sê jy is Jesus? Maar kom ons kyk wat een van die disippels gesê het. Hy sê toe vir hulle, en wat van julle? Wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, hy sê, u is die Messias. Messias is die redder, die een wat alles reg maak, die een wat beloof is om te kom, die een wat ons gaan red van dit waarvan af ons nou is. En selfs die disippels het nie eens geweet wat dit werklik beteken, hulle net geweet dat U is die Messias, die seun van die lewende God. Jesus het hom geantwoord, gelukkig is jy, Simon, seun van Jona, want my hemelse Vader het dit aan jou bekend gemaak.
Hierdie wete het jy nie van enige mens ontvang nie. Ek verklaar nou vir jou, jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk oprig. En al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie. Ek is net mal oor hierdie woorde waar Jesus die volgende sê. Hy sê, hierdie het jy nie van mense af ontvang nie. Hierdie is nie net iets wat 'n mens vir jou gesê het nie, want soveel mense het opinie, God het dit self aan jou geopenbaar. En daar's hierdie uitnodiging vir ons om iets te hoor vanaand. Dat ons die vraag vra, wie is Jesus? Hoop ek regtig jy kom by die plek uit, waar jy besef, hy's meer as net 'n morele figuur. Johannes 3 vers 16 sê die volgende. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So wie is Jesus? Jesus is God. En hoekom hierdie alles verander, hoekom hierdie vraag alles afhang van enigiets wat ons in ons lewe gaan teekom, is as ons net stil kan staan oor hierdie vraag, by hierdie vraag van wie is Jesus. Glo vir my, ons kan baie debat hou oor of die aarde geskep was in 7 dae of 7000 jaar. Ons kan debat hou of wonderwerke regtig bestaan en of dit werklik oukei is. Ons kan debat hou oor 'n ongelooflike baie goed. Maar dit is eintlik irrelevant tot en met ons stil staan by hierdie een vraag. En jy besef dat Jesus is baie meer as 'n morele figuur, is baie meer as 'n goeie kommunikeerder. Jesus is die redder van die wêreld. Salvator Mundi, dit was die herstel van die stuk en na hy herstel was, het die waarde van die ding verskriklik opgetel en die persoon wat dit geverf het is obviously 'n baie bekende persoon en dis hoekom hy so ongelooflik werd is. Maar Salvator Mundi beteken baie eenvoudig net die volgende: redder van die wêreld. En ek wil jy met een ding vir jouself vra vanaand. En ek dink na 'n week soos hierdie en ek dink met klomp vrae wat 'n klomp mense het, is dit baie eenvoudig om stil te kan staan rondom hierdie. Wie is Jesus vir jou? En ons hierdie diens gaan afsluit, is ons hierdie voorreg om nagmaal te gebruik vanaand. En wanneer ons die vraag vra, wie is Jesus vir jou, is dit baie eenvoudig. Is wanneer jy vanaand die geleentheid skep om te sê, maar Jesus, vir my, is die volgende, is die aksie wat jy kan vat vanaand om te sê en te bevestig dat Jesus meer is as net 'n persoon, meer is as net 'n figuur, meer as net 'n sondige karakter is, dat hy die redder nie net van die wêreld is nie, maar van jou wêreld. Want hier is die ding wat my kop nie heeltemal altyd kan verstaan nie, hier is die ding wat ek baie keer mee sukkel, en hier is die ding, as ek net trou en eerlik kan wees, wat my baie keer wakker hou in die aande. Hoe is dit moontlik? Dat die Seun van God, die redder van die wêreld, so ek my kan kom red. En eerlikwaar, dat net my geloof in hom vir my antwoord kan gee. Nie net vir die persoon wat gediagnoseer word met kanker nie. Nie net vir die persoon wat sukkel dalk met 'n verslawing en wonder of hulle dit gaan maak of nie. Nie net die persoon wat dalk hulle pa of hulle kind verloor het nie. Hierdie eenvoudige vraag, wie is Jesus, en die antwoord op hierdie gee vir ons die hoop om te kan sê dat hierdie is nie ons finale bestemming nie. Hierdie is nie die begin en die einde nie. Hierdie is net die begin. En ek sê vir jou dat niks anders maak saak behalwe as ons kan stil staan by hierdie vraag en sê, maar Jesus is baie meer as net 'n figuur, as net 'n karakter. Ons kan ons lewe bou op die beginsels en die leerstellings van Jesus, want hy self is God. En dit beteken nie noodwendig jou lewe gaan dan beter gaan net omdat jy hom volg nie, maar wat ek jou wel kan sê is jy gaan meer vervulling beleef. Is hy het klaar 'n prys betaal wat ek en jy nie kan betaal nie. Hy het klaar iets moontlik gemaak wat uit ons eie krag het ons nie ooit sou kon regkry nie. En dis om ons in verhouding met God te bring. Dis om ons na ewige lewe toe te kan lei, om te sê, maar nou staan julle in 'n verhouding met God.
So as die diens gaan afsluit is, as jy nog nie nagmaal ontvang het nie en jy wil graag nagmaal gebruik, ek wil jou regtig aanmoedig. Vanaand is die nagmaal genuine, dat as jy van oortuiging is, Jesus is seun van God, gebruik nagmaal. Maar as jy regtig stoei in jou hart vanaand, glo my, niemand hou jou dop nie. Moenie nagmaal gebruik. Vanaand is nie 'n aand waar ons die oulike goeters net, ons het al die fancy goed, ons het die mooi ligte, vanaand is genuine rou en eerlik. Wie is Jesus vir jou? En as jy dit nog nie oor jou hart kan kry om te sê, maar hy is die redder van die wêreld, hy is die redder van my wêreld nie, moenie nagmaal gebruik nie. Hierdie is nie 'n partytjie drankie en 'n lekker broodjie om te geniet nou nie. Wat hierdie is 'n uitnodiging. En ek wil jy moet erns maak met hierdie. Erns maak met hierdie vraag. En kom ek sê vir jou, as jy dan hierdie, hoe kan ek sê, uitnodiging vat om te sê, maar Jesus is die seun van God, hy is die redder van my wêreld, dan wil ek jou aanmoedig, jy kan nie dieselfde uitstap wees wat jy ingestap het nie. Al is dit een gedagte beter, al is dit een daad beter, al is dit een droom beter, jy kan nie uitstap dieselfde as wat jy ingekom het nie. Want as jy besef, iemand het sy hele lewe vir jou neergelê, verander dit wie jy is as 'n mens, punt. Maar as jy sit en jy sukkel nog met daai vraag, is die uitnodiging eenvoudig. Bly na die tyd. Kom ons bid saam, kom ons loop saam 'n pad. Glo vir my, as daar 'n kerk is wat graag wil hê jy moet sit en stoei met hierdie vraag, is dit ons. Ons is okay daarmee dat jy stoei met hierdie vraag. Ons is okay daarmee dat jy saam met ons op 'n reis gaan, want raai wat, elke keer wat iemand op 'n reis gaan, sien ons hoe iemand God ontmoet. Want God steek homself nie weg nie. As jy hom soek, sal jy hom kry. Die reis is net nie noodwendig vir almal presies dieselfde nie. So ons gaan net 'n oomblik skep waar daar agtergrondmusiek gaan wees en ek gaan basies 'n minuut eintlik mag gee. 'n Minuut tot 2 minute waar jy 'n oomblik kan kry om nagmaal vir jouself te kry. Dan nog so 'n minuut of 2 minute waar jy self kan bid en sê, Here, ek kom bevestig net weer eens en sê net weer vir U dankie dat U die redder is van my wêreld. En ek erken dat die vraag van wie U is 'n belangrike vraag en hier is my antwoord. So kom ons gebruik hierdie oomblik saam. Sluit ons oë. Hemelse Vader, soos ons besig is om nagmaal te gebruik, eintlik maar 'n simbool van erkenning dat ons erken dat U die seun van God is.
U is ons God. En nie net is U ons God nie, U is ons redder. En ons erken dat U gesterf het aan 'n kruis vir ons. Ons erken al daai goed. Maar Here, wat ons ook besef vanaand is ons lewe kan nie dieselfde wees nie. Here, uit dankbaarheid wil ons graag ons lewe na U toe rig en sê dankie vir die grootste daad van liefde wat ooit plaasgevind het. Here, ons gebed is, kom verander ons hart. Here, ons gebed is, dankie vir die hoop, dat ons kan weet, dat ons geloof totaal en al in U is. Ons is so dankbaar vir Here. Here, dankie vir elke persoon wat vanaand dalk daai besluit gemaak het deur nagmaal te gebruik vir die eerste keer. Sê maar Here, ek gee my lewe vir U. Here, ons celebrate daai mense. Here, dalk vir mense wat so 'n bietjie van die pad afgedwaal het en net weer eens as 'n simbool van bekering terugdraai, vanaand nagmaal gebruik het, Here, ons celebrate dit. En dan vir die wat net uit gehoorsaamheid om te sê, maar Here, ek is net weer om weer te bevestig. Ek sê, uit gehoorsaamheid, dankie. Here, dankie vir vanaand. Dankie dat hierdie vraag oor wie is, seker die belangrikste vraag is wat ons kan antwoord. Want die antwoord gee vir ons moontlikheid vir alles. En maak alles moontlik. Dankie, Here. Dankie dat U sê, U is wie U sê is. Ons is lief vir U. In Jesus naam. Amen. So ek wil jou uitnooi. Gaan en herinner jouself aan hierdie vraag. Wie is Jesus? En mag daai vraag jou elke dag inspireer om nader en nader aan hom te groei. Maar dan wil ek jou ook vra. Volgende week is ons nie hier nie en ons gaan aan met die reeks skepties. Ons so klein bietjie weer eens oor so klein bietjie moeiliker onderwerpe gesels oor skepping of wonderwerke en hoe presies pas hierdie werklik in by die prentjie van kerk en in ons samelewing en hoekom is hierdie iets wat ons nie noodwendig oor skepties hoef te wees nie, maar dis okay om skepties oor hierdie wel te wees. So asseblief moet dit nie mis nie. Ons skop dan oor 2 weke of oor 2 weke van nou af gaan ons aan daarmee. Asseblief onthou volgende week is ons nie hier nie, so jy gaan die enigste een hierso wees. Maar as jy graag wou kan ons 'n koffie drink. Ons sal jou hier kry. Maar mag jy 'n goeie week hê, goed gaan en mag jy net God se seën ervaar. Blessings, goed gaan.